Liewe kykers en luisteraars, sedert die laaste aflewering van by die woord van God, het daar om 'n paar redes 'n hele tydjie verbygegaan. Hier is ons egter weer en wel tussen Kersfees en Nuwe Jaar. Ek weet nie hoe julle hierdie tyd van die jaar beleef nie, maar vir my is dit 'n tyd waarin ek partykeer nogal nostalgiese gevoelens het. Mens dink nogal na oor die jaar en selfs jare wat verby is. Mens dink aan die hoogtepunte en laagtepunte, die voorspoed en teëspoed, die oorwinnings en die terugslag, die blydskap en ook die hartseer. Vir party van ons was dit dalk een van die beste jare in ons lewens tot dusver. Vir party ander dalk 'n jaar waarvan ons eerlik sê, amper enige iets, maar net nie weer so 'n jaar nie. En soos die ou jaar so te sê op sy rug lê, so kom die nuwe een met 'n spoed, vergesel deur 'n klompie vrae wat deur mense gemoed gaan. Wat hou die nuwe jaar in? Sal dit weer so goeie en besondere jaar wees soos die een wat amper verby is? Sal dit dalk maar net 'n voortsetting wees van dit wat al so lank aan ons knaag en ons geen oomblik met rus laat nie? Of kom daar uiteindelik in hierdie nuwe jaar dalk 'n wending? Heel party van ons het dalk so pas met ons skoolloopbaan klaargemaak. Ons is opgewonde oor die nuwe hoofstuk in ons lewe wat wag om oopgeslaan en geleef te word. Daarmee saam kom dan natuurlik ook die onbekende wat wag om ontdek te word. Hoe ons ook al daaroor voel, liewe broer en suster in Christus Jesus, ons weet nie wat die dag van môre vir ons inhou nie. Veral ook as ons bietjie wyer kyk as slegs binne ons eie omgewing, dan besef ons dat ons huidig in 'n tydperk lewe wat glad nie baie waarborge en veiligheid bied nie. As ons maar net dink aan al die oorloë wat op die oomblik in die wêreld gevoer word, die atmosfeer wat dit in die wêreld veroorsaak en die uitwerking wat dit op die samelewing het. Wanneer mense aan hierdie dinge dink, dan besef mens hoe blootgestel mens eintlik is. Wat die een dag nog na veiligheid, geborgenheid en sekuriteit lyk, kan net die volgende dag heeltemal omgekeer word, dat niks meer dieselfde is nie. Dit geld ook in ons kleiner kring. Sal ons wat nou 'n dag of 2 gelede nog saam Kersfees gevier het, die volgende Kersfees weer saam vier? Of is hierdie keer dalk onwetend die laaste keer gewees? Uit die aard van die saak wil ek nie hierdie besondere tyd met allerlei onsekerhede versuur nie. Maar as predikant hoor mens dikwels lewensverhale wat mens net laat besef hoe gebroken hierdie wêreld en die samelewing is. Vandag kry mens iemand se doodstyding, môre word by iemand na aan 'n mens 'n ongeneeslike siekte gediagnoseer. Oormôre kry mens die nuus dat 'n huwelik wat omtrent soos 'n rots in die branding was, uitmekaar gaan. Dat iemand van wie mens dit nooit verwag het nie, groener weivelde gesoek en gevind het, en dat dit gesinne uitmekaar skeur. En daar is nog soveel meer. Dit laat mens partymal maar net jou kop skud. Nou kan ons met reg vra, as soveel dinge so onseker is, en mens eintlik van niks meer seker kan wees nie, as alles so vinnig verander en as mense so wispelturig is, watter troos en sekerheid het mens in hierdie lewe dan nog? Raak vir 'n oomblik stil en stel jouself die vraag, aan wie behoort jy? Wie het jou met sy eie bloed van die mag van die sonde vrygekoop, sodat jy vry kan wees? In die ou tye het iemand 'n bedrag geld vir iemand betaal, en daardie gekoopte persoon was dan die slaaf van daardie eienaar. In hierdie geval is ons nie met iets verganklik soos geld vrygekoop nie, maar met iets ewigs, die bloed en offer van Christus. Dit is onverganklik. Laat dit jou anker nie slegs in die nuwe jaar nie, maar ook elke dag van elke jaar vir die res van jou lewe wees. Die antwoord op die vraag, aan wie jy behoort. En as ek sê dat ons aan Christus behoort, dan word daarmee nie gesê dat ons weer eens maar net in 'n ander soort gevangenskap van slawerny is nie. Christus self sê in Johannes 15, dat hy die wat aan hom behoort nie meer knegte noem nie, maar vriende.
Hierdie nuwe jaar en die wat daarop volg, sal sekerlik sy uitdagings bring, ook in die geloof. Partykeer breek dit mens om te sien hoe mense nie net ongelowig is nie, maar ook belydende gelowig is, van kwaad na erger gaan. Mense wat openlik vir jou vertel hoe diep gelowig hulle is en hoe hulle die liefde van Christus leef. Party van hulle sit plegtig elke Sondag in die kerk, maar van Maandag tot Saterdag word hulle lewe gekenmerk aan selfsug, leuns, oneerlikheid, gewetenloosheid, koelbloedigheid, harteloosheid en soveel meer. Dit breek mens partymal as mens sien hoe hulle skynbaar in oormaat geseën word, hoe voorspoedig hulle weë blyk te wees, en hoe die wat ten minste poog om Christus te volg aan die kortste end trek. Ja, die psalmdigter van Psalm 73 is byna sprakeloos wanneer hy presies hierdie verskynsel aanskou. Onthou egter aan wie jy behoort. Ons het nie die waarborg dat die Here aan wie ons behoort teëspoed, terugslae en bittere hartseer wat daaruit voortspruit sal afwend voordat ons tref nie. Maar ons het wel die waarborg dat niks daarvan ons van sy liefde kan skei nie. Dit maak dus nie saak hoe vernietigend die terugslae en teëspoed hier op aarde vir ons sou wees nie. Een iets staan vir ewig vas en dit is onaantastbaar. Kom ons luister 'n oomblik na die verblydende woorde in Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, engele of magte, teenwoordige of toekomstige dinge, kragte, hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Miskien is jou lewe op die oomblik vir jou so, dat jou beker oorloop van seëninge. Bring dan aan God lof, dank en eer vir alles waarmee jy in oorvloed geseën word. Maar dalk is jou lewe op die oomblik in uiters onstuimige vaarwater. Die een en ander gebeurtenis is niks meer soos dit voorheen was nie, en sal dit hier op aarde dalk ook nie weer so wees, soos jy altyd gehoop het nie. Dit is alles egter slegs tydelik, soos 'n tentwoning tydelik is. Onthou wat dieselfde Paulus en dieselfde Romeine 8 skryf. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Hierdie heerlikheid sal hy ook vir jou laat aanbreek, omdat jy onlosmaaklik aan hom behoort. Amen.